Weer eens sê, dit is vir my so lekker om so baie van ons hier by mekaar te hê. Ek dink nie ek in 'n jaar uitgaan op 'n beter plek as tussen jou boeties en sissies nie, maar nou kan ek ook vir julle sê, oujaars is vir my so bitter soet, as ek veral terugdink aan vorige oujaarsdae wat ek nou al gehad het so deur my lewe, want julle weet, sommige kere die tyd van die jaar was ou opgewonde, partymal was ou so 'n bietjie benoud gewees, en dan moet ek ook vir julle sê, ek het al partymal hier gesit sonder hoop vir die jaar wat kom. En ek is seker as ek vandag hier rondvra, is daar menigtes van ons wat verskillende gevoelens het oor waar ons nou sit en wat ons vooruit sien vir 2026. Die ironie is net vir my dat tegnies is môre maar net nog 'n dag. Julle weet, oor so 'n paar weke van nou af het meeste van ons nuwejaarsvoorneme al lank al vergeet. Ek het nou gehoor Planet Fitness wil 'n nuwe ding uitbring wat hulle 2 weke lidmaatskappe verkoop vir die eerste 2 weke van Januarie, want dan is almal mos in die gym en daarna is niemand daar nie. En oor so 'n paar weke is ons almal weer terug na ons normale doen en late toe. En ek wil nou nie the bearer of bad news wees nie, maar binne die volgende week is meeste van ons weer terug by die werk, kinders is terug by die skool. Ons gaan weer in ons routines wees. Maar ek hou van die sentiment dat die nuwe jaar vir ons nuwe hoop bring. En nou voel dit sommer, jy weet, as ek so kyk nou hoe lekker almal gesels, daai energie wat jy hierso kry, dat mense is definitief hoopvol vir dit wat kom, en dit is vir my 'n baie goeie teken. Want soms as ons so sit met die onbekende, dan kan ons bietjie in vrees gedompel word. Jy weet, wat gaan hierdie jaar oplewer? Veral as jy dalk nou nie die beste 2025 gehad het nie. Maar ek kan vir julle sê dat jy hoef nie in vrees te lewe nie, en ek gaan dit vandag vir julle wys. Ons moet eintlik 'n opgewondenheid hê oor dit wat kom na vanaand 12:00. Nou, ek lees hierdie ding raak wat vir ons sê, ons sit vanaand tussen 2 wêrelde. Ons sit tussen gister en môre, en ons sit tussen wat verby is en dit wat nog moet kom. So elke jaar wat die Here vir ons gee is 'n geskenk. Elke dag wat die Here vir ons gee is 'n geskenk. Elke asemteug is eintlik genade van die Here af. En elke nuwe begin kom uit God se hand uit. So in steede is my voorstel hierdie jaar dat ons nie voornemings moet maak nie, want ons weet daai voornemings gaan nie hou nie. Maar ek wil eintlik sê ons moet oor dit nadink wat die Here al reeds vir ons gedoen het, en ek wil julle uitdaag dat ons 2026 moet aanpak met die voorneme dat ons wil kyk wat ons vir God kan doen, in steede wat ons vir onsself kan doen. Ek dink regtig, vir ons as kinders van God is die tyd nie ryper as nou, as om werklike disippels te gaan word en die evangelie te gaan verkondig nie. So ek gaan julle uitdaag, 2026 is dit ons missie. Nou Prediker 3 sluit vir my so mooi aan by hierdie tyd van die jaar, en ek weet Prediker 3, vir dies van julle wat nou al op 'n begrafnis of wat was, is nogal een wat baie keer op begrafnisse gebruik word, maar ek gaan nou nie daai spesifieke gedeelte gebruik nie. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie besin oor waar jy vandag sit, of jy nou op 'n piek is en of jy dalk op 'n dal is. Moet ons besef dat waar ook al jy jouself vind, is God nog steeds in beheer. So Prediker 3 vers 11 tot 12 is my eerste teksvers, en dit sê vir ons, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in julle harte gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. Nou vir my is hierdie goeie nuus vir 2026 wat kom, want die Here sê vir ons, hy het alles perfek gemaak volgens sy wil. So al vind jy jouself dalk hier op hierdie stadium nie waar jy noodwendig wou wees op die laaste dag van 2025 nie, weet nog steeds, God is in beheer en jy het niks om te vrees nie. Nou ons fokus moet glad nie eintlik op ons omstandighede wees nie, en definitief nie op die negativiteit van die wêreld nie. Ons sien dit, ons hoor dit neem die mense se lewens oor. Ek het 1 jaar advies gekry, en ek het dit al soveel keer vertel, van 'n persoon waar ek nie eers gaande was nie, maar hy het gesê, as jy nie in geselskap van 'n negatiewe persoon kom, moenie wegloop nie, jy moet hardloop. Amper seker presies soos hy dit gesê het, dan was ek nou van die kans af. Maar ek voel as die Here jou al voor jou uit 'n moeilike omstandigheid uit gekry het, het hy eintlik vir jou bewys, hy kan dit mos weer doen.
Het die Here eintlik vir jou gewys, jy kan weer deur daai moeilike omstandigheid kom. Ons vind partymal dat die Here ons deur 'n moeilike tydperk kry, dan kom ons weer in 'n moeilike tydperk en dan is ons amper op ons hoop verloor. En dan sê die Here vir jou, maar ek het jou al klaar daardeur gekry. Die Here herinner jou dat hy getrou was. En as hy een keer getrou was, beloof ek julle, hy sal weer getrou wees. Nou vir my is 'n mooi gebaar as ons kyk met Israel, het God gereeld vir Israel gesê, hulle moet onthou wat hy vir hulle gedoen het. Soos byvoorbeeld, sê hy vir hulle gesê het, julle gaan klippe moet oprig, julle gaan feeste moet hou, en daar was in daai tyd moet julle besef nog nie die geskrewe woord nie, so hulle moes 'n stories oor vertel. En dit was intendeel wat God van hulle verwag het. Vertel vir die mense, vertel vir julle kinders wat ek vir julle gedoen het, en ek voel vir ons, is dit baie belangrik om ook te onthou. Wat het God al goed vir ons gedoen? Nou vir my, voel ek sal eerder die goed wil onthou, voordat die Here my moet vermaan. En die Here moet my herinner, wat hy goed vir my gedoen het, want as jy ook gaan kyk na Israel, moes die Here hulle partymal nogal op 'n harde manier laat besef, hoe goed hy eintlik vir hulle was. Nou ek dink, dis wys, vir ons wat hier sit vandag, om te fokus op die goed, wat die Here al vir ons gedoen het, dat ons nie vergeet, hoeveel keer het hy eintlik al vir ons klip uit die pad uitgerol, waarvan ons nie eens weet nie. Ek kry baie keer, en julle sal veral vind as ek begrafnisse doen, daar's gereeld mense wat in begrafnisdienste sit, nie omdat hulle wil sit nie, hulle sit nie vir die persoon. En dan vra jy vir hulle, wat is die probleem, en sê hulle vir jou, maar ek is kwaad vir God. Die Here het iets gedoen, of die Here het iets nie laat gebeur nie, en dan is dit my so hartseer, dat ons fokus soms op een ding, wat die Here nie volgens ons plan laat werk het nie, maar ons vergeet van die duisende kere, wat hy al goeders laat werk het, sonder dat ons dit even besef het. So ek voel, ons moet 2025 uitgaan, en onthou, wat die Here vir ons gedoen het, want, as jy vergeet wat die Here vir jou gedoen het, dan sê dit vir ons, dat dit lei tot ondankbaarheid, en ondankbaarheid sal lei tot ongehoorsaamheid. As jy nie wil onthou wat die Here vir jou gedoen het nie, gaan jy op 'n punt kom wat jy vergeet wat die Here vir jou gedoen het, en dan gaan jy op 'n punt kom waar jy ongehoorsaam gaan word. En glo my vandag, as God iets nie laat gebeur het nie, is dit omdat hy van beter geweet het. As daar iets is waarvoor jy gebid het hierdie jaar wat jy nie gekry het nie, beloof ek julle, dis omdat God van beter geweet het. So as ons terugkyk op 2025, is ek seker daar's baie van ons wat oomblikke van seën sal sien. Oomblikke van seën sal onthou waar die Here vir jou deurgekom het. Daar is dalk daar waar dit gevoel het of God ook stil was. Ek weet daar was baie keer wat ons gebid het, dan bid jy en dit voel vir jou of die Here afwesig was, maar eintlik is die Here besig om net met jou te werk. En dan is ek ook seker daar's baie van ons wat dalk 'n seisoen van bietjie pyn gehad het in 2025. Die lewe het dalk 'n paar onverwagse draaie met van ons geloop. Maar hoe is amazing is dit nie dat jy nog steeds staande is op die einde van hierdie jaar. Weet julle, die vraag wat ons moet vra is nie of dit 'n maklike jaar was nie, maar die vraag wat ons moet vra is, was God werklik teenwoordig in jou lewe? As jy nie 'n verhouding met die Here het nie, kan jy nie verwag die Here moet 'n verhouding met jou hê nie. En ek hoop julle almal se antwoorde hierso is maar natuurlik. Ja, die Here was teenwoordig in my lewe gewees. En ek is seker daarvan, as ek so kyk na die stories wat ek gehoor het, van ons het al 'n stamp of 10 gekry, bietjie onkant getrap gewees hierdie jaar. Maar weet julle, God se woord in Psalm 139 het vir my die mooiste antwoord juis vir dit. So vir dies wat wil, Psalm 139 vers 1, ek gaan nou nie die musiekleier gedeelte lees nie, dit sê vir ons, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Maar waar ek sou heen gaan, van U gees en U waarheen vlug van U aangesig. Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Die Here sê in Psalm 129 vir ons, hy is getrou.
Maar getrouheid beteken nie, jy gaan geen siekte hê nie, en getrouheid beteken definitief nie, jy gaan geen verlies ly nie, en getrouheid beteken definitief nie, jy gaan geen teleurstellings in jou lewe hê nie. Dit beteken wel, dat God jou nooit sal verlaat nie. God sal jou nooit verwerp nie. En jy sal nie vir een oomblik sonder sy genade wees nie. Ek dink as ons soms kan begryp wie en wat God werklik is, sal niks vir ons genoeg wees, solank as dit ons God het. Solank as wat jy weet, jy is in die teenwoordigheid van die Here, gaan jy gelukkig wees, want dit sê vir ons, die Here ken jou so goed, hy deurgrond jou. As iemand hier dalk deur pyn moes gaan hierdie jaar, wat ek vermoed meeste van ons hierso iewerste deur iets seers ons gegaan het, weet ons dat God is ons steeds getrou te midde van my pyn. Nou Klaagliedere, en ek weet, is nie die mees populairste boek nie, maar is eintlik soms nogal 'n mooi boek. Klaagliedere 3. As jy dalk vind, jy trek bietjie swaar op hierdie oomblik, sê dit vir ons, dit sal ek ten harte neem. Klaagliedere 3 vers 21. Daarom sal ek hoop, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Nou, ironie van dit is, julle, as jou lewe altyd klop, dis al boom gegaan nie, dan sal jy nie God se hulp nodig gehad het. Die Here sê vir ons, daar gaan gevalle kom, wat die lewe vir jou te veel gaan word. Daar gaan gevalle kom, waar jy nie die antwoord gaan hê nie, maar, dan weet jy na wie jy uitreik. Ons hulp kom slegs van die Here af. En julle moet besef, hierdie woorde met Klaagliedere is inteendeel geskryf, in 'n tyd waar hulle in rou en verwoesting gesit het. Mense wat op hulle slegste punt was, en weet julle, ek het dit al soveel keer gesê, as jy soms op die diepste, donkerste punt van jou lewe sit, is die tye wat jou verhouding met God die sterkste is. Nou ek wil julle aanmoedig, as jy ooit op 'n punt kom waar jy voel, daar is nie meer hoop nie, sê die Here vir jou in Klaagliedere, jou hulp sal van hom kom. Hy gaan jou nooit los nie. Nou ek voel vanaand is 'n goeie tyd vir ons om God te dank. Nie net vir dit wat goed was nie, maar ook vir hoe hy ons gedra het deur hierdie jaar. Die feit dat ons hier kan sit vanaand, julle, is God se genade. Dit was nie vir almal beskore gewees nie, en ek kan julle beloof, daar's mense wat laas jaar in hierdie eindse diens gesit het, wat aangeneem het, hulle gaan hierdie jaar hier sit, en dit was nie vir hulle beskore gewees nie. Hierdie is 'n absolute geskenk uit God se hand uit. Maar nou aangesien ons in 'n nuwe jaar in beweeg, of 'n nuwe seisoen in beweeg, moet ons dalk sekere dinge begin oordoen. En dit is wat ek hou van hierdie tyd van die jaar. En dit is gewoonlik hoekom ons nuwejaarsvoorneme doen, want ons wil dit wat ons in 2025 nie reg gedoen het nie, probeer reg doen in 2026. Die fout wat ons wel maak is, baie van ons in die nuwe jaar binne, maar ons leef nog in die verlede. Ons is nog vasgevang in ons skuldgevoelens, ons is nog vasgevang in ons bitterheid, in selfverwyd, in vrees of selfs in onvergifnis. En dan sal julle sien in Filippense 3 vers 14, gee Paulus vir ons die perfekte advies. Nou dat ons inbeweeg in die nuwe jaar, en dit sê vir ons in Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hy sê nie die verlede het nie gebeur nie, maar hy sê hy sit die verlede agter. Dis nou verby. Dit help veel, ons wil die hele tyd in die verlede lewe, en ons kan nie aanbeweeg vorentoe. Ek wil julle vandaan vra om elke onbeleide sonde voor die Here se voete te gaan sit, elke selfveroordeling gaan sit dit voor die voete. As jy onvergewensgesindheid het, gee dit vir die Here vandag. As jy teleurstellings het wat, soos ek sê, God dalk nie vir jou deurgekom het nie, of mense jou seer gemaak het, is nou die tyd om dit te laat gaan. Julle weet om hierdie goeders binne in jou te hou, soos 'n kanker wat jou opvreet. In 1 Petrus sê dit inteendeel vir ons moet al ons bekommernisse vir die Here gee. As jy sukkel om vry te spreek, gee dit vir die Here. As jy sukkel om te vergewe, gee dit vir die Here.
As jy sukkel om van wrokke ontslae te raak, die Here sê vir jou in 1 Petrus 5:7, gee vir my al daai bekommernisse. Jy kan nie vorentoe stap as jy nog in die verlede vasklou nie. Julle weet, die Bybel is verskriklik erg veral oor vergifnis, waar dit vir ons sê, ons vergifnis was bitterlik duur gekoop. As jy nie kan vergewe nie, dan beteken dit jy lewe asof die kruis nie vir jou genoeg was nie. As jy vryspreek, word jy vry. Nou, omdat niemand wat hier sit weet wat die nuwe jaar kan bring nie, omdat niemand weet wat die uitdagings gaan wees nie, ons weet nie wat se vreugdes, wat se hartseer wag vir ons nie. Met die onsekerheid van hierdie nuwe jaar is die advies eintlik so eenvoudig. Weet dat die Here jou vooruit sal gaan. Weet dat die Here weet wat al gaan gebeur nog voordat dit gebeur het. Weet dat die Here weet die seer waardeur jy gaan. Hy is bewus van dit. Die vreugde wat jy gaan op hê, hy is bewus van dit. Die Here is al reeds daar. Maar ons geloof in God is iets waaraan ons moet werk. Ons kan nie op ons laure rus en verwag die Here moet vooruitloop en ons sit terug nie. Dis 'n verhouding. 'n Verhouding is van ons na God en God na ons. Maar dan wil ek nou ook vir julle sê, om gehoorsaam te wees aan God beteken, jy gaan nie altyd die antwoorde ken nie, jy gaan nie altyd weet wat die uitkoms gaan wees nie. Julle weet, dit beteken, jy moet volhard, sonder dat jy weet wat die eindresultaat gaan wees. Maar, ek beloof julle, jy kan 'n rus en rustigheid kry, te midde van onsekerheid, as jy dit oorgee vir die Here. Die woord van God sê vir ons, vind jou berusting by my. Jesus sê vir ons, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. So ek beloof vir julle, as jy nie moet bekommer oor die dag van môre nie, moet jy asseblief nie bekommer oor die jaar wat kom. 365 dae is lank om te bekommer. Ons moet getrou wees in ons gebedslewe, ons moet getrou wees in ons tyd in die skrif. En dan wil ek vir julle sê, ons moet begin volhard. Ons moet liefde begin betoon aan ons naastes. Ons moet begin lewe soos wat God van ons verwag om te lewe. Weet julle, die mooi ding is, God verwag nie dat ons perfek moet wees nie, want in hierdie aardse bestaan, het ek vir julle slegte nuus. Ons gaan nooit perfek wees nie. Al wat hy vra is dat ons hom ten volle moet vertrou en dat ons getrou moet word in ons wandel met God. Nou ek gaan 'n leenaar wees as ek vir julle moet sê ek is glad nie soms bietjie bekommerd oor 2026 nie. En dat my senuwees nie al so bietjie geknaag het oor die nuwe uitdagings wat wag nie. Vir my is die onbekende om die draai. Maar ek kan wel vir julle sê, ek sit nie in vrees vasgevang nie. En ek sit nie in vrees vasgevang oor dit wat ek nie weet wat kom nie, want ek weet, God is my bemoediging. Daai selfde vrede wat die Here vir my gee, is beskikbaar vir elke persoon wat hier sit. Daai vrede van God is 'n geskenk vir ons almal. So ons hoop vir die nuwe jaar is nie in die voornemens nie, dit is nie in beter omstandighede nie. Ons hoop moet net in Jesus Christus wees. Dit is soms moeilik om rustig terug te sit as jy in die onbekende inloop, maar die Here sê vir ons, wees rustig, ek is daar. Gee jou bekommernisse vir my. Weet julle, die Here is so getrou, hy vergewe jou van jou verlede, hy gee jou krag vir die Here en hy gee vir jou hoop vir die toekoms. Dit maak nie saak wat met ons of om ons gebeur nie. God sê vir ons dat elke sekonde van elke dag sal hy met jou wees. As ons vreesbevange raak en dalk onseker is, kan ons berusting vind in God se kosbare woord. As enige iemand hierso dalk bietjie bekommerd is oor wat kom, die Here sê vir ons, dit gaan nie altyd klop disselboom gaan nie. Jy gaan nie altyd op die piek wees nie, maar die Here wat jy op die piek het, is dieselfde Here wat saam met jou in die dal gaan wees. Hy sê vir jou, met hom kan jy enige stryd. Ons is nie veronderstel om vrees te hê nie. In Psalm 46 vers 2 tot 3 sê dit vir ons. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Dit sê vir ons kan hierdie nuwe jaar vol hoop begin.
Julle, dis vir my hartseer as ek sien wat daar buite aangaan en dis regtig vir my hartseer as ek sien wat met ons boeties en sissies gebeur. As ons vertroue in God sit, dan sê die Here vir ons ongeag wat met julle in hierdie land gebeur in 2026, ek is met julle. Al beteken dit soos ons nou gelees het om te sterf, is ons by die Here. Paulus skryf dit eintlik so mooi wat hy sê om te sterf is 'n aanwys, want hy is by God. Julle, ons het nou die ideale geleentheid om weer opnuut ons vertroue op God te plaas. Ons het die ideale geleentheid om te besin wat was. Ons het die ideale geleentheid om te kyk dat dit waar ons dalk bietjie kort geskiet het hierdie jaar om aan te werk in 2026. Ons het 'n nuwe geleentheid wat nou vir ons wag om ons verhouding met God te herbesin. Weet julle, dit is vir my die perfekte tyd om opgewonde te wees. Nie net oor wat God al vir ons gedoen het nie, maar wat vir die Here nog vir ons kan doen. Psalm 51 vers 12 tot 14. Sê die Here hierso: skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Bewerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. En weet julle wat maak hierdie so kosbaar van Dawid? En een van die redes, julle sal vind, die Here praat van Dawid as 'n man so na sy hart, en dis omdat hy geweet het as hy verkeerd gedoen het by wie hy moet regmaak. Maar julle besef, Dawid het gesien wat gebeur as die Here die Heilige Gees van iemand ontneem. Hy het gesien wat met Saul gebeur het, en Dawid het besef, al hoe hy gaan staande bly in hierdie wêreld, al hoe hy deur sy stryd sal kom, is hier die krag van die Heilige Gees. En dit is hoekom hy spesifiek vir die Here sê, Here, asseblief, maak nie saak waardeur ek gaan. Of ek op die piek is en of ek op die dal is, solank jy net nie die Gees vir my ontneem nie. Want hy het geweet, met die Heilige Gees en die Here aan jou kant, Here, maak nie saak wat oor jou kom. Daai man het soms gevrees vir sy lewe. En die Here het hom keer op keer weer gekry. So as jy dalk bietjie bang is oor dit wat kom, as jy bietjie onseker is, en jy weet nie wat die jaar vir jou gaan inhou in 2026 nie, sit jou fokus net op God. Vat hierdie selfde Psalm wat Dawid hier geskryf het en sê, Here, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. En dan, gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Dis beskikbaar vir almal van ons wat hier sit vandag. Vat 2026 aan met nuwe vernuf, plaas die jaar in die Here se hande, gaan besin wat hy vir ons gedoen het. Julle, en ek wil amper vir julle sê, wees opgewonde oor dit wat hy vir ons kan doen in hierdie komende jaar. Ek is baie opgewonde, en ek sien baie uit na 'n nuwe jaar, saam met boeties en sissies. Sluit asseblief met ons. Liewe Here, baie dankie vir nog 'n jaar wat U aan ieder en elk van ons wat hier sit en ingeskakel is geskenk het. Here, ons weer is net genade uit U hand uit dat ons hier kan sit vandag. God, ek vra asseblief dat ons 2025 sal afsluit op 'n noot wat ons sal besin dit wat U vir ons gedoen het. Dat ons sal fokus op al die goedheid wat U aan ons betoon het hierdie jaar. Here, maar ek wil bid vir 'n rustigheid vir 2026, want ons weet U is in beheer. Here, ons kan sien hoe getrou U is, en ek dank U vandag vir dit. Here, my gebed is dat U elke boetie en sussie wat hier sit, wat ingeskakel is, sal seën vir 2026. En as hulle dalk so 'n bietjie 'n dal kry, of hulle bietjie op 'n stewe pad moet loop, dat hulle sal weet, U is met hulle, elke dag van hulle lewe. Here, maar dankie vir die voorreg wat ons het om die nuwe jaar saam met U in te kan gaan. Here, dankie vir elke persoon wat U oor ons pad stuur, en elke persoon wat hier sit vandag. Here, ek vra dat ons as gemeente sal uitgaan volgende jaar en disippels sal gaan wees, U evangelie gaan verkondig en soveel moontlik mense sal bereik. Met elke asemteug is 'n geskenk van U. Here, dis my gebed vandag om 2025 af te sluit. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.